Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 8de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: Griekostad moordenaar dalk voor die paroolraad vir 'n vrylatingsaansoek. Nuushooftrekke vir vandag: 17 miljoen rand se onwettige sigarette by man gevind. Griekostad moordenaar dalk voor die paroolraad vir 'n vrylatingsaansoek. Oud Bloemfontein se onderwyseres in Langa doodgesteek. Blitsbokke wen die Kaapse Sewees toernooi teen Argentinië. Lando Norris is die nuwe F1 wêreldkampioen. Protea dames cricket wen die Ierse dames in T20 wedstryd met 65 lopies. Die Griekostad moordenaar wat 13 jaar gelede 3 lede van die Steenkamp gesin op hulle plaas Nahoek naby Griekostad in die Noord-Kaap doodgeskiet het, verskyn glo Woensdag weer voor die paroolraad by die Appington gevangenis. Die moordenaar, 'n voormalige leerling aan die Grey College in Bloemfontein, mag ingevolge wysigings aan die strafproseswet nie meer geïdentifiseer word nie, omdat hy ten tye van die moorde minderjarig was. Die nasionale woordvoerder van die Departement van Korrektiewe Dienste, die DKD, wou Vrydag nie aan die koerante bevestig het dat daar wel 'n paroolverhoor vir die moordenaar sal wees nie. 'n Onberuslike bron het egter aan die koerante gesê hy sal na verwagting weer Woensdag voor die paroolraad verskyn. Die moordenaar, wat ten tye van sy moordverhoor in die Hooggeregshof in Kimberley op borgtog uit was, is op 13 Augustus 2014, 2 dae voor sy 18de verjaarsdag, tot 20 jaar tronkstraf gevonnis weens 3 moorde. Die seun het teruggekeer na die kluis en 'n tweede vuurwapen, 'n .22 geweer gaan haal en het gebruik om sy moordtog te voltrek. Die moordenaar het in Desember 2023 vir die eerste keer stil voor die paroolraad verskyn, nadat hy die minimumvormingstydperk van 50% van sy tronkstraf uitgedien het. Die oortreder moet nog deur die paroolraad oorweeg word. Die intervensies wat voorgestel is, toe 'n verdere profiel gegee is reeds uitgevoer, sê die Departement Korrektiewe Dienste. Die departement sal na verwagting 'n verklaring uitreik, sodra die paroolraad sy besluit geneem het. Die koerante het betroubaar verneem, as hy nou op parool vrygelaat word, sal hy by sy eertydse voog, Benny Hekroot, in die Noord-Kaap gaan woon. Die polisie in Delmas het 'n man in hegtenis geneem, nadat 17,4 miljoen rand se onwettige sigarette in 'n 5000 liter watertanks ontdek is. Die 43-jarige man is Vrydag omstreeks 2200 uur vasgetrek. Die polisie het 'n vragmotor met 2 sleepwaens in Soendra opgemerk en het voorgekeer. Die vrag het bestaan uit 'n dosyn watertanks van 5 kiloliter elk. By verdere ondersoek het beamptes ontdek dat die tanks tot barstens vol was, nie met water nie, maar wel met kartonne, onwettige sigarette van verskillende handelsmerke. Daar is beslag gelê op 25 pallette onwettige sigarette ter waarde van ongeveer 17,4 miljoen rand. Die verdagte burger van Eswatini is in hegtenis geneem weens die besit van onwettige goedere en sal na verwagting vandag in die Landershof in Delmas moet verskyn. Karen van Aert, wat 64 jaar oud was, 'n oud onderwyseres van Bloemfontein, was Vrydag laatmiddag saam met haar man Herman van die Kaapstadse internasionale lughawe na Vredenburg op pad om hulle kleinkind se 8ste verjaarsdagpartytjie te gaan bywoon, toe sy in 'n gehuurde motor op die hoek van Jakkalsvlei-laan en Jays Gowel-Ry-laan tussen Langa en Bonteheuwel in die passasiersplek doodgesteek is. Haar oudste seun Roan woon in Vredenburg en die egpaar het spesiaal afgevlieg om hulle kleinkind se verjaarsdag in die komende week in Vredenburg te gaan vier. Herman het bestuur toe hulle by die rooi verkeerslig op die hoek van Jakkalsvlei-laan en Jays Gerwel-Ry-laan stilgehou het hy mans oor die pad gesien aan hardloop kom. Hy het egter gedink hulle hardloop net verby. Die volgende oomblik is die ruit aan die passasierskant uitgeslaan. Karen is raak gesteek en hulle het haar handsak probeer gryp. Van Aert het gebly totdat die polisie opgedaag het. Hulle het hom ingelig, daardie plek is nog altyd 'n brandpunt gewees. Die polisie het ook die huurmotor vir forensiese ondersoeke gevat. Die rowers het van die toneel af weggevlug. Die saakdossier is ook na die Nyanga polisiekantoor oorgeplaas vir verdere ondersoeke. Karen was sy hele lewe lank 'n laerskoolonderwyseres. Sy het in 2018 by die primêre skool Universitas in Bloemfontein afgetree, waar sy 'n graad 3 onderwyseres was. Karen se begrafnisreëlings moet nog afgehandel word. Die polisie vra dat enige iemand met inligting oor hierdie voorval die stopmisdaadnommer by 08600 10111 moet skakel. Die beskerming van vletjieblassers is volgens Mamoloko Kubayi, minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, van die allergrootste belang omdat die stryd teen korrupsie daarsonder verloor sal word.
Dit is te maklik vir vermeende misdadigers om getuienis te identifiseer, omdat net hulle betrokke was by situasies waaroor getuig word, het Kubai Saterdag op 'n mediakonferensie in Pretoria gesê. Die mediakonferensie is belê voor die moord op Marius van der Merwe, getuie D voor die Madlanga kommissie wat ondersoek na onder meer korrupsie in die polisie instel. Van der Merwe is Vrydag aand doodgeskiet en die moord het die mediakonferensie tot 'n groot mate oorheers. Sy sê haar departement wou hê getuienis moet voor die Madlanga kommissie moes in kamera gewees het, ten einde die veiligheid van mense te verseker. Hulle het egter bes gegee toe haar hofaansoeke van mediamaatskappye was om dit te verhoed. Ons moet weer daaroor besin, het sy gesê. Ek en regter Mayabuseli Madlanga is bereid om met mediamaatskappye en ander belanghebbendes te vergader oor die pad vorentoe, het sy gesê. 'n 19-jarige Mati is verlede week dood toe die motorfiets waarop hy gery in Durbanville teen 'n lamppaal gebots het. Thomas Bath is op 1 Desember op die toneel doodverklaar. Die polisie in Durbanville ondersoek 'n saak van strafbare manslag in verband met die ongeluk wat omstreeks 2045 op die hoek van Hoofweg en Kerkstraat gebeur het. Bath was van die jaar 'n eerstejaars student in BCom wiskundige wetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch en was 'n huisvisser, so sê die US in 'n verklaring. Dr. Charles Davids, huisvisser se koshuishoof, sê Thomas was 'n gewaardeerde en gerespekteerde lid van hierdie koshuis. Iemand wie se stille krag, warm teenwoordigheid en 'n gemaklike omgee op 'n besonderse manier tot hart van ons gemeenskap bygedra het, hy gesê. Sy afsterwe laat 'n pynlike leegheid in ons koshuis en hy sal baie gemis word deur almal wat die voorreg gehad het om hom te ken. Enige student wat berading nodig het, word aangemoedig om die universiteit se 24-uur krisisdiens by 010 205 3032 te kontak. Brittanje en Duitsland is gereed om Europa te ondersteun teen die bedreiging van verdere Russiese aggressie en albei lande staan saam met Oekraïne, het koning Charles gesê toe hy president Frank-Walter Steinmeier van Duitsland verwelkom het. Die verdrag, die eerste formele ooreenkoms tussen Brittanje en Duitsland sedert die Tweede Wêreldoorlog, sit planne uiteen vir noue samewerking oor migrasie, verdediging, handel en onderrig. Op 'n staatsbanket in die Windsor Kasteel het Charles erkenning daaraan gegee dat Brittanje en Duitsland die donkerste tye van die mees verskriklikste gevolge van konflik beleef het, maar dekades later het die erkenning van vorige swaar kry die grondslag geword vir 'n eerlike vriendskap wat hernie en versterk is, het hy gesê. Die internasionale kredietgraderingsagentskap Moody's het Vrydag aan die kredietgraderings op Suid-Afrika se staatsskuld onveranderd gehou. Die kredietgraderingsagentskap sê die ekonomiese groei het opgetel, maar daar herstel in internasionale winne van voor het die tariefdispute en die verhoogde plaaslike politieke spanning wat beleggers sentiment kan verswak. Moody's verwag onder meer 'n hoë fiskale tekort in die komende boekjare. Moody's verwag dat die staat se skuldlas tot 87% van BBP gaan styg van 83% in die afgelope boekjaar. Moody's sê die verklaring soms sy siening op wat op 5 Desember gehuldig is en sal nie aangepas word tot die volgende hersiening van hierdie graderings nie. Daar is 'n verskil tussen 'n gradering en 'n vooruitsig. Die vooruitsig kan negatief, positief of stabiel wees. Dit dui die waarskynlike rigting van die besondere kredietgraderingsbesluit aan. Die gradering op staatsskuld was intussen beleggingsgraad en die rommelstatus en elkeen het 3 kerwe. Moody's se laaste afgradering van Suid-Afrika se skuld was middel in die pandemie in November 2020 gewees. Die Blaubulle franchise het Saterdag 'n tweede agtereenvolgende nederlaag op sy tuisveld gelei toe die Franse klub Bordeaux-Bègles om met 46 teenoor 33 in die Kampioenebeker kompetisie gewen het. 'n Week gelede het die Leeu's verras deur die Ligblaues in Pretoria met 43 teenoor 33 in die VRK te wen. Daar was te veel individuele foute, die spanse dissipline is swak en hoe minder daar oor die Bulls verdediging gesê word, hoe beter sal dit wees. Dit is al sedert die begin van die seisoen 'n probleem by Loftusversveld met die Bulle wat in die Ackerman-era gemiddeld 34 punte per wedstryd deurgelaat het. Op hierdie droewige prentjie te voltooi is die Bulle boonop Saterdag in die tweede helfte met 2 geel kaarte gestraf met die senter David Kriel en die bok loskakel André Pollard wat die trekpas gekry het. Ackerman was duidelik nie ingenome met sy span se flou vertoning in die tweede helfte nie en hy sê hy besef die span moet sy ondersteuners baie gefrustreer het. Ons is nie bestendig genoeg nie en ons gaan hard daarom werk, het Ackerman aan die media gesê. Die 26-jarige Lando Norris het in die voetspore van Formule 1 legende is, soos Ayrton Senna, Alain Prost en Graham Hill gevolg, toe hy gister op die Yas Marina baan in Abu Dhabi as die sport se nuwe wêreldkampioen gekroon is. Norris se derde plek was genoeg om met 'n skrale 2 punte voor die verdedigende en 4-malige wêreldkampioen Max Verstappen van Red Bull die algehele puntelys te laat eindig. Verstappen het in Abu Dhabi gewen. Norris is die 11de Britse renjaer wat 'n F1 wêreldkroon verower het. Dit was 'n lang reis
Ek is al 9 jaar by McLaren en ek is bly dat ek hulle kon terugbetaal het met hierdie vertoning het hy gesê. Ek weet ook nou 'n bietjie hoe Max gevoel het Norris aan die media bekend gemaak. Verstappen het die vinnigste gekwalifiseer en met die wegspring ook geen foute gemaak het, was buiten vir die tydperk by die Kuipe en toe hy gewag het vir Piastri om self sy bande gaan omruil het, gemaklik voor gewees. Leclerc moes uiteindelik met die 4de plek tevrede wees, terwyl George Russell van Mercedes en Fernando Alonso van Aston Martin onderskeidelik 5de en 6de verby die geruite vlag gejag het. Vir McLaren was dit die einde van 'n droomjaar, waar tydens hy ook sy vervaardigerstitel suksesvol verdedig het. Die span het van jare eislike 833 punte opgestapel. Mercedes het 469 punte, was tweede en Red Bull met 451 punte in die derde plek gewees. Shelton van Wyk is vereer met die toekenning van speler van die eindstryd. Suid-Afrika het Argentinië met 21-19 in die sewees eindstryd gewen. Dit was ongelooflik dat ek 'n bietjie van die X-faktor waaroor ek beskik het tentoongestel het. Dit is iets wat ek nie altyd doen nie. Ek is regtig bly om oor die span se goeie vertoning en dat ek 'n bydrae daartoe kon gelewer het. Hierdie boerling van Saldanha Bay, net soos sy Blitsbok spanmaat, se voete is stewig op die grond gewees. Op die veld het Van Wyk vir 4 werk gesorg deur 6 dreë te druk wat 'n 3-kuns aan die dreë teen Fiji ingesluit het. Die Protea vroue het die tweede T20 kragmeting met 65 lopies gewen met die aanvangskolwer Faye Tunningkliffe op 51 lopies van 52 bale geslaan, wat as speler van die wedstryd aangewys is. Suid-Afrika het die lood gewen en besluit om eerste te kolf. Die 201 lopies vir die verlies van 5 paadjies in sy 20 toegelate bilbeerte op Boland Park aangeteken. Faye en Sonny Loos het 'n openingsvennootskap van 78 lopies van 58 balle gedeel voor Loos met 'n telling op 37 deur 'n Bereka Stockwell uitgevang is van Amy Maguire op 3 vir 43 se bilwerk. Tanay van Niekerk het 41 lopies aangeteken van 19 balle. Die Ire het dit moeilik vir die Protea vroue gemaak om paadjies in te oes. Dit kon egter nooit die tuisspan se bowlers onder groot druk geplaas het nie, na die besoekers tot 136 vir 3 paadjies in hulle 20 beurte beperk is. Prendergast en Paul se vennootskap van 76 lopies om die derde paadjie is egter deur Nonkululeko Mlaba 1 vir 25 tot einde gebring toe Mlaba vir Paul skoon gebou het. Die twee spanne pak mekaar weer op Woensdag in die derde T20 wedstryd op Willowmore Park in Benoni. Die Afrika beker toernooi begin vandag in Lilongwe, Malawi. 9 spanne sal deelneem. Kanyisa Chawane, die Protea kaptein en haar span pak die onbesonge Tanzanië om 1500 uur vandag. Die Protea is saam met Tanzanië, Malawi en Botswana groep 1 ingedeel. Groep 2 bestaan uit Uganda, Zimbabwe, Namibië en Kenia. Uganda se Cranes het einde verlede maand die Celtic beker toernooi in Glasgow, Skotland gewen. Die Protea speel môre teen Malawi en donderdag teen Botswana. Die eindstryd word Sondag gespeel. Suid-Afrika se manspan sal ook sy titel moet verdedig. Die Protea vrouespan bestaan uit Kanyisa Chawane, die kaptein, Kayla Damas, Kamogele Moseko, Darley Mate, Owete Ngubane, Refilio Nketsa, Rolien Struiker, Elmarie van der Berg, Nicolas Smith, Jonita van Tonner, Jamie van Wyk en Sanmarie Visser. Christopher Ruiten van Noorwe is die nuwe kampioen, het gister in die 4de ronde van die Netbank uitdagtoernooi verbeter na voorsprong van 1 hou vasgeklou, nadat hy regdeur sy 72 pytjies op die Gary Player baan die pas aangegee het. Daar was aanvanklik 5 houe tussen hom en die res en Ruiten moes kophou om die buffer tussen hom en die jong Oosrander, Shaper en later ook Dan Bradbury van Engeland te behou. Ruiten het later weer beheer geneem met sy opeenvolgende voetjies by die 8ste en 9de pytjies. Dit is nie maklik om 'n toernooi te wen nie en ek moes vandag sielkundig diep gedelf het hy gesê. Ek is baie trots op myself dat ek dinge by mekaar gehou het, maar ek is nou gedaan. Hoe het hy kalm gebly na die hou wat hy op die 15de afgeslaan het? Ek was baie kwaad vir myself om eerlik te wees, het hy gesê. Ek het probeer kalm bly, maar dit was nie maklik gewees nie. 24-jarige Shaper wat op 68 houe klaar gemaak het, wat die tweede plek met Bradbury op 66 gedeel het, verdien ook lof. Hy was foutloos op die grootste dag tot dusver in sy loopbaan. Kon met 'n bietjie meer geluk Suid-Afrika sy eerste netwerkkampioen sedert 2017 geword het. Christian Besuidenhout het op 69 geëindig, was 4de met 'n toernooitelling van 13 houe onder bandsyfer gewees. Vrydag aan sy oorwinning met 26-17 oor Bayonne van die Frankryk in die Stade Johan Jauger is boonop sonder die Springboksterre Kobus Reinig, Sasha Feinberg, Ngomezulu en Damian Willemse behaal. Een van die mees verblydende eienskappe van die Stormers
Dobson het stel hulle vermoë om van die kruitvloer af op te staan. Hulle het Vrydag aand beheer oor die wedstryd teen Bayonne prys gegee met die plaatsvervanger slot Andre Smit se 20 minute rooi kaart. 'n Voorsprong van 16-5 het 'n agterstaan van 16-17 geword. Hulle taak is verder bemoeilik met 'n geel kaart vir die vleuel Leon Zas. In al twee gevalle Smith op die teenstander se been getrap het en Zas wat 'n man in die lug gespeel het dit Rucoulus eerder as vuilspel gelyk. Rucoulus is egter nie aanvaarbaar vir Dobson nie. Net soos teen Munster, die vorige week het die Stormers egter hierdie twee kaarte verwerk om die momentum te herwin. Die Stormers was in die eerste helfte takties briljant. Bayonne het met die bal in die hand aangeval, maar hulle telke male teen die muurverdedigers vasgehardloop. Dobson se troepe het ook 'n handjievol strafskoppe afgedwing. Die opsie is nou vir Dobson om sy span met Springbokke te versterk vir die wedstryd teen La Rochelle. Dobson sal die Stormers se werklading in die aanloop waarskynlik lig hou om seker te maak dat die speler uitgerus is vir die stryd teen 'n span wat tradisioneel met 'n groot fisieke aanslag kom, het Dobson aan die media gesê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 21-31, Polokwane 16-28, Lephalale 21-32, Mbombela 18-32, Mahikeng 17-32, Pretoria 17-31, Johannesburg 15-30, Ermelo 12-28, Kalahari 24-37, Gaborone 21-33, Richards Bay 18-36, Pietermaritzburg 13-31, Durban 18-30, Port St. John's 17-27, Pongola 19-35, Maputo 21-35, Bethlehem 11-28, Bloemfontein 16-33, Alawal Noord 17-34, Welkom 17-32, Vryburg 19-33, Kimberley 21-35, Appington 23-39, Prieska 24-38, Springbok 14-30, Karasburg 19-35, Keetmanshoop 21-38, Mariental 23-36, Alexanderbaai 15-20, Brandvlei 17-35, Loederitsbaai 16-27, Vredendal 12-29, Kaapstad 17-24, Sutherland 14-28, George 15-22, Jeffreys Bay 15-28, Cabarra 15-31, Grafreinet 15-33, Kaaphooggelas 15-24, De Aar 20-35, Molteno 13-30, Beaufort Wes 18-35, Oos-London 14-30. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.92 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.23. Die euro kos R19.71. Die pond verhandel teen R22.56. 'n yen kos 11 sent. Die prys van silwer per fyn ons is $58.28 Amerikaanse sent. Platinum per fyn ons is $1,648. Palladium se prys is $1,471. Goud per fyn ons is $4,198. Die prys van Brent olie per vat is $63.75 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. Aangename dag word vir almal toegewens.